Psalm 171, vers 1 en 2, heilig, 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 en daarna, dan bly ons staan vir die voting en die seëngroet, en dan sing ons daarna sonder aankondiging, Psalm 200, dan 1, 2 en 3, en dan kan die weer die sitplekke daarna. Kom ons sing nou as toetrede die Psalm 171. Almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie, maar hulle word sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade vrygespreek, vanweë die verlossing deur Jesus Christus. Gemeente, genade en vrede kom vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen.
As Paulus vir die gemeente in Rome wil verduidelik dat hulle teen God se wil gesondig het, dan skryf hy vir hulle in Romeine 3. Daar is nie een wat regverdig is nie. Selfs nie een nie. Daar is nie een wat verstandig is nie. Daar is nie een wat na die wil van God vra nie. Almal het afgedwaal. Almal het ontaard. Daar is nie een wat goed doen nie, selfs nie een nie. Hulle keel is 'n oop graf. Met hulle tonge bedrieg hulle. Oor hulle lippe kom woorde so giftig, so slange. Hulle mond is vol vervloeking en bitterheid. Hulle voete is vinnig om bloed te vergiet. Hulle laat 'n spoor van verwoesting en ellende agter. Die pad van vrede het hulle nie leer ken nie. Ontzag vir God het hulle nie. Dit weet ons. Alles wat Moses se wet sê hy vir die wat die wet het. Niemand sal hom dus kan verweer nie en die hele wêreld is strafwaardig voor God. Daarom sal geen mens op grond van wetsonderhouding deur God vrygespreek word nie. Inteendeel, deur die wet leer 'n mens wat sonde is. Maar nou het die vryspraak deur God, waarvan die wet en die profete getuig, in werking getree. Dit is die vryspraak wat nie verkry word deur die wet te onderhou nie, maar deur in Jesus Christus te glo. God gee dit sonder onderskeid aan almal wat glo. Almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie, maar hulle word, sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade vrygespreek, vanweë die verlossing deur Christus. Almal het gesondig, maar word op grond van God se genade vrygespreek. Kom ons sing daarvan staande en daarna kan jy bly staan ook vir ons geloofsbelijdenis. God kom red ons van
ons geloof in hierdie genadige God, waarna ons aan die begin van ons gebed dan gesang 4, 6, 9 sing en bly staan vir die gebed daarna. Kom ons bely ons geloof, elkeen in sy hart, soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ja, o Here God, uit U en deur U en tot U is alle dinge. Dis uit U hand uit wat ons die lewe ontvang. Dis deur U hand wat U ons versorg. Dis met U hand wat U ons lei en wat U ons ook bymekaar gebring het rondom U woord vandag. En daarom vra ons ook dat U deur U hand, U groot en sterke en liefdevolle hand, dat U ons ook nou sal aanraak deur U woord. Dat U vir ons ook duidelik sal maak wat U wil is, wat in U hart aangaan en watter betekenis dit ook vir ons het. Daarom, o Here, vra ons deur U Gees, praat nou met ons, want ons luister. Amen. U kan maar sit dan. Broeders en susters, vanoggend is ons by die laaste van ons preekreeks van 4, waarin ons probeer het om hedendaagse vrae in
in 'n soort 1-tot-1 gesprek met Jesus op die tafel te sit. Met die gedagte dat hy dit vir ons op 'n moderne manier, 'n manier wat ons sal kan verstaan, vir ons antwoorde sal gee. En oor die afgelope 3 weke het ons uit die antwoorde van Jesus ontdek, dat daar 'n liefdevolle God is, wat op geen ander manier teenoor ons optree, as vanuit sy oneindige liefde nie. En ons het ontdek, dat dit nie ons is wat in die eerste plek na God soek nie, maar dat dit hy is wat in sy groot liefde na ons op soek is, en ons terugdra na sy kudde toe. En toe verlede week het ons gesien, dat as hy ons dan nou teruggedra het na sy kudde toe, as ons daar in sy kudde is, dat ons daar werklike volheid en vryheid kan beleef, maar dan moet ons bereid wees om van onsself af weg te kyk en Jesus te volg. En ons het gesien dat die rede hoekom dit nodig is omdat daar vir ons niks goeds opgesluit is daarin om vir onsself te leef nie. En as ons eerlik moet wees, dan moet ons erken dat veral hierdie laaste ene was nou nie noodwendig die lekkerste boodskap om te hoor nie. Ons hou daarvan om te dink dat ons weet wat vir ons goed is. En dat ons dit wat ons wil hê vir onsself kan maak werk. Ons wil onsself kan help. Maar die realiteit is dat dit nie so eenvoudig is. En is dan wat sulke ongemaklike woorde van die Bybel, soos wat ons vanoggend in die wil van God gehoor het uit Romeine uit, dat dit na ons toe kom en dat dit vir ons, as ons hoor, maar dat elke een van ons, sonder uitsondering sonde doen, en God se genade nodig het. As ons dit alles hoor, dan besef ons maar ek is daarom ook nou nie so sleg. Ek probeer ten minste die regte dinge doen. Ek probeer om die regte keuses te maak. Dis nou nie nodig om so klem te lê op mense negatiewe punte nie. Daar's dan baie positiewe punte ook. Nie alle mense is daarom so sleg, soos wat daardie woorde in Romeine 3 sê nie. Almal is daarom nie dieselfde nie. Kyk, daar is slegte ouens, maar dan is daar ook ouens, soos ek, wat beter is. En God moet dit ook net in gedagte hou. God kan tog nie vir my en die verkragter oor dieselfde kam skeer nie. Hy kan ons wat hier in die kerk sit, nie eens in dieselfde asem noem as iemand soos 'n plaasmoordenaar of iemand wat kinders ontvoer om hulle te verkoop. Dis tog nie regverdig dat mense deur die bank oor dieselfde kam geskeer word. Daar's daarom 'n verskil tussen 'n moordenaar en my buurman wat vir my dan nou en dan sy gereedskap leen en 'n vriend wat altyd bereid is om op te staan vir my. As God op dieselfde manier na alle mense kyk, as hy almal oor dieselfde kam skeer, dan is dit tog nie regverdig van God nie. Maar kom ons vra nou hierdie vraag vanoggend aan Jesus. Hier waar hy by ons is en ook vir ons die geleentheid gee om ons vrae aan hom te stel. Kom ons vra hom. Here Jesus, is God regverdig? Want vir ons klink dit nie billik om ons wat so hard probeer en om iemand wat nie 'n saak met God het, oor dieselfde kam te skeer nie. Dis darm nie regverdig. Is God werklik regverdig in die manier hoe hy na mense, hoe hy na my kyk? Met baie geduld in sy oë, met begrip vir hierdie menslike vraag wat ons vra. Laat Jesus ons rustig sit en sê hy vir ons: laat ek vir julle 'n storie vertel.
Dis die middel van die 1970s in Amerika. En daar kom 'n nuwe bankbestuurder aan by 'n tak van 'n groot handelsbank wat geleë was in 'n area waar daar meestal net Meksikane en Oosterlinge gebly het. En hy besluit toe om self die huisleningsafdeling van die bank te hanteer. In daardie woonbuurt het die banke nie graag vir mense lenings toegestaan nie. En hierdie nuwe bankbestuurder begin toe om 'n spesiale soort lening toe te staan wat op 'n soort glyskaal gewerk het. Volgens hierdie glyskaal sou mense dan aan die begin van hulle leningstermyn 'n buitengewone lae rentekoers betaal. En dan later, hoe minder geld, hoe minder kapitaal hulle skuld, dan begin die rentekoers styg. Nou hierdie unieke manier van lenings gee, sou dit vir mense wat andersins nie lenings kon bekostig nie, kon kry nie, moontlik maak om hulle eie huise te koop. En die bestuurder het sommer self hierdie nuwe produk in die gemeenskap gaan bekendstel. En uiteraard was almal baie opgewonde en baie dankbaar hieroor. Maar in die 3 jaar wat daarop gevolg het die situasie in daai gemeenskap dramaties versleg. Inflasie was hoog, mense het al hoe meer verarm en die woonbuurt het begin om agteruit te gaan. Daar het 'n kriminele element ingekom en baie mense wat dit kon bekostig het weggetrek. Maar baie kon dit nie bekostig nie. En na hierdie 3 jaar periode moes die eerste verhoging in die rentekoers begin intree. En die bestuurder moes met baie mense praat omdat hulle op die punt gestaan het om hulle huise te verloor. Want hulle kon nie hierdie nuwe hoër paaiement bekostig nie. En die bestuurder het toe mooi na hierdie situasie gekyk en hy het besluit om in sekere gevalle hierdie verhoging nie nou te laat deurgaan nie. Want die mense sou hulle huise verloor. In ander gevalle het hy die verhoging met 'n tyd uitgestel en in nog ander gevalle het hy bedrae van mense wat agterstallig geraak het in geheel afgeskryf. Alles sodat hy mense in hulle huise kon hou. Maar toe dit bekend geword het wat die bankbestuurder gedoen het, was die mense wat nie uitstel gekry het, woedend. Hulle het vir die bestuurder geskreeu en gesê, "Hoe kan jy so onregverdig wees? Hoe kan jy daardie ou se rentekoers verlaag en daardie ou se skuld afskryf, maar ek moet betaal wat die kontrak sê. My skuld moet ook afgeskryf word." En hy het vir hulle gesê, "Maar julle het tog ooreengekom op die voorwaardes wat julle nou het, dis wat in die kontrak staan. Julle was baie dankbaar om hierdie spesiale lening van die begin af te kry, want dis al manier hoe julle huis kon koop." Maar hulle bly skreeu. Ons kan dit nie glo nie. Dis so onregverdig. Wil julle regtig eerder hê dat meer mense hulle huise moet verloor? Dat julle gemeenskap al meer tot niet moet gaan? Maar laat aanhou skree. Ons wil regverdigheid, geregtigheid hê. En dalk is daar onder ons vanoggend hier meer as een manier van dink oor hierdie verhaal wat ek nou net vertel het. Sommige van ons sal dalk dink, "Joe, met daardie mense wat die lenings gekry het, het dan regtig op 'n ondankbare manier gereageer." En ander kan weer dink, "Maar dit is daarom baie onregverdig dat almal nie oor dieselfde kam geskeer is nie." Maar terwille van die kinders wil ek graag hierdie voorbeeld nog vir hulle duideliker maak. Kom ons sê jy skryf eksamen en jy kry 65% want dit was 'n moeilike toets. En dan besluit die onderwyser om almal wat gedruip het, maar net die druipelinge, se punte met 10% te verhoog. Meeste van die klas is nou deur, maar jy het nog steeds 65. Jy kon 'n onderskeiding gehad het as die onderwyser net konsekwent regverdig was. Maar nou het hy nie almal in die klas oor dieselfde kam geskeer. Nou ek kan my onmiddellik die emosies in kinders se harte voorstel. Net soos wat ek die emosies kan voorstel in arme mense wat 'n lening gekry het en uitstel gekry het en wat ek kan verstaan hoe mense sou reageer as hulle die mense was wat nie uitstel gekry het. En dit, al daai emosies, is presies dieselfde emosies wat na vore gekom het
in mense se harte wat na Jesus geluister het, toe hy vir hulle die gelykenis van die arbeiders in die wingerd vertel het. Dis ook 'n verhaal wat ons so bietjie ongemaklik maak. 'n verhaal wat al vir amper 2000 jaar hierdie gedagte van, maar dit is nie regverdig nie, in mense se harte na vore bring. Ons lees die gelykenis van die arbeiders in Matteus 20, se eerste 16 verse. Net voor hierdie gedeelte, dan kom daar 'n ryk jong man na Jesus toe, en hy vra, wat moet hy doen om gered te word? En Jesus sê dan, hy moet al die gebooie nakom, en dan sê hy, maar dis wat hy gedoen het. En toe sê Jesus, dat hy sy besittings moet verkoop, alles vir die armes gee, en hom kom volg. En dit kon die jong man toe nie doen nie. En dan sê Jesus vir die disippels, dat vir mense wat baie skatte op aarde het, dit soms moeiliker is, om te fokus op die koninkryk van God. En hy wys uit, dat die waardesisteem wat geld hier op aarde, anderster is, as die waardesisteem wat geld in die koninkryk van God. En dan om hierdie anderster soort waardesisteem, hierdie anderster siening van reg en verkeerd, van regverdig en onbillik, om dit te verduidelik, vertel Jesus vir hulle 'n gelykenis. Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met die eienaar van 'n wingerd wat vroeg in die môre uitgegaan het om arbeiders vir sy wingerd te huur. Nadat hy met die arbeiders ooreengekom het om hulle die gewone dagloon te betaal, stuur hy hulle om in sy wingerd te gaan werk. Teen 9 uur gaan hy weer uit en sien ander werkloos op die mark rondstaan. En hy sê vir hulle, gaan werk julle ook in my wingerd, en wat billik is, sal ek julle betaal. Hulle is toe soontoe. Teen 12 uur en teen 3 uur het hy weer uitgegaan en dieselfde gedoen. Omtrent 5 uur gaan hy uit en kry ander wat daar rondstaan. En hy sê vir hulle, waarom staan julle heeldag werkloos hier rond? Hulle antwoord hom, omdat niemand ons gehuur het nie. Gaan werk julle ook in my wingerd, sê hy toe vir hulle. Toe dit aand word, sê die eienaar van die wingerd vir sy voorman, roep die arbeiders en betaal hulle loon, begin by die laastes en eindig by die eerstes. Die wat teen 5 uur gehuur is, kom toe en kry elkeen die gewone dagloon. Die mense wat eerste gehuur is, het gedink hulle sou meer kry, maar toe hulle aan die beurt kom, kry hulle ook elkeen die gewone dagloon. Hulle vat toe die geld, maar begin by die eienaar kla en sê, hierdie laastes het net 1 uur gewerk, en nou betaal u hulle dieselfde loon as vir ons wat die hele dag hard gewerk het in die warm son. Maar hy antwoord een van hulle, vriend, ek doen jou geen onreg aan nie. Het jy nie met my ooreengekom vir die gewone dagloon nie? Vat jou geld en gaan huis toe. Ek wil vir hierdie laaste een dieselfde gee as vir jou. Mag ek dan nie met my geld maak wat ek wil nie? Of is jy afgunstig, omdat ek goed is? So sal die laastes eerste wees, en die eerstes laaste. Ons lees net tot sover. Kan jy jouself die skok van daai werkers indink? As dit vir jou moeilik is om jou daarin in te dink, dan gaan die verhaal van die toegewings op die lenings of die voorbeeld van die toetsuitslaa dalk dieselfde emosie by jou wakker maak. Ons voel nie of dit regverdig is nie. En dan begin hierdie gelykenis met die opmerking, so is dit in die koninkryk van God. Beteken dit dat die koninkryk van God is onregverdig? Of dat God onregverdig is? Nou baie verklaarders van die Bybel sien dat hierdie gelykenis konfronteer ons met of ons hard werk met 'n sisteem van verdienste en of ons hard werk met 'n sisteem van genade. Die gelykenis wil vir ons wys, God tree
in genade teenoor ons op, soos teenoor die werkers wat laaste gekom het. God gee vir ons wat ons nodig het, nie bloot wat ons verdien nie. Die laat beginnende werkers het net soveel geld nodig gehad vir hulle families, om vir hulle kos te koop, as die wat vroeg begin het. En deur in hulle behoefte, in hulle nood te voorsien, wys die eienaar van die wingerd hoe genade, hoe barmhartigheid lyk. En dis die logika van God se genade. Maak nie saak hoeveel jy verdien nie, God wil vanuit genade uit optree. Die sleuteloomblik van die gelykenis is wanneer die eienaar vir die eerste werker sê: vriend, ek doen jou geen onreg aan nie. Het jy nie met my ooreengekom vir die gewone dagloon nie? Vat jou geld en gaan huis toe. Ek wil vir hierdie laaste een dieselfde gee as vir jou. Mag ek dan nie met my geld maak wat ek wil nie? Of is jy afgunstig, jaloers, omdat ek goed is? Ook in ons moderne verhaal gebeur iets van dieselfde. Die werkers en die huiseienaars wil hê hulle beloning moet verband hou met die prestasie, met die inset wat gelewer is. Hulle wil hê dit moet quid pro quo wees. Met ander woorde, hierdie beloning of hierdie straf gaan volg op hierdie aksie, op hierdie prestasie. En ons moet erken, dis ook hoe ons koppe werk. Omdat ons op 'n sekere manier opgetree het. Omdat ons redelik gereeld in die kerk is. Omdat ons 'n rol in die gemeente speel. Daarom kan ons tog mos nou sekerder wees van God se seën. Ons het baie vir die kerk en dis baie vir God ingesit. Daarom verdien ons iets terug. Ons verdien die seën van God, verseker daar meer as die ou wat nooit hier kom nie. En die ou wat nog nooit iets vir God of vir sy werk gedoen of gegee het. Nou natuurlik sal ons dit nooit so verwoord as ons iets daaroor moet sê nie. Maar dis waarop ons gedagtes neerkom. En dan maak ons onsself wys dat dit vir ons oor regverdigheid gaan, terwyl dit maar eintlik vir ons oor onsself en oor ons eie belang gaan. Dis asof Jesus deur hierdie gelykenis wil sê: elke een wat dink dat God se seën hang af van dit wat jy doen, verstaan nie hoe God werk nie. Jy verstaan nog nie God se genadige hart nie. Weet jy wat gebeur met ons? As ons hardwerkend is, as ons ons beste gee, as ons bereid is om op te offer vir ons geloof, alles dinge soos wat ons groot gemaak is, dan voel dit vir ons amper asof al daai mooi dinge afgewater word, as God nou aan te veel mense gaan staan en genade bewys. Dan voel dit nie vir ons regverdig dat God ook aan ander genade bewys wat dit minder verdien as ons nie. Ons sal die eerste wees om te erken, 'n mens kan nie God se genade verdien nie. Maar ten minste verdien ek dit meer as hierdie een, of as daardie een. Maar dis juis die hart, dis die wese van genade, dat 'n mens dit nie kan verdien nie. Hierdie gelykenis laat ons onsself afvra. As jy die een was wat laaste begin werk het, sou jy die dagloon gevat het? Natuurlik sou jy. Hoe sou jy gevoel het as die ander wat minder gewerk het as jy, net soveel verdien het as jy? Sou jy gesê het, ek is saam met jou bly oor die genadige hart van die eienaar? Of sou jy gesê het, wag 'n bietjie, maar dis nie regverdig nie. Sou ons lank genoeg gestop het om te sien wat dit vir ons van die hart van die werkgewer sê? Of sou ons aangedring het? Ons moet kry wat ons verdien.
net soveel soos wat ander kry wat hulle verdien. Nou die wingerd-eienaar en die bankbestuurder is regverdig teenoor almal. Niemand kry minder as waarop ooreengekom is nie. Maar hy behou die reg voor om genade te bewys. Hierdie storie wys ons as mense se geneigtheid om God se genade, God se liefde te vat en dit eintlik vir onsself toe te eien. Vir onsself te wys dat ons dit vir onsself kan gebruik. Ons wil heeltemal en absoluut aanvaar word deur God, ten spyte van wat in ons harte aangaan. Maar ons wil daarom 'n bietjie meer aanvaar word as sekere ander mense. Die wat in ons oë God se aanvaarding minder verdien as ons. Daar's hierdie gesegde wat sê, vir meeste mense is dit nie genoeg dat jy sukses behaal nie. Iemand anders moet verkieslik in die proses ook misluk. Of vat die voorbeeld van, as 'n professor hoor dat sy vriend en kollega die Nobelprys gewen het, is dit vir hom goeie nuus of slegte nuus? Of 'n mengsel van die twee? Wat gebeur met die meisie wat verloof is en nou hoor sy, haar vriendin beplan ook om te trou 'n maand voor haar eie troue? Jy sien, ons denke is so selfgesentreerd, ook as ons kyk na die genade van God. So ons vra vir Jesus, is God regverdig in hoe hy na ons as mense kyk en hoe hy teenoor ons as mense optree? Is God regverdig volgens ons definisie van regverdigheid? En Jesus antwoord deur die storie, nee. Hy is nie regverdig volgens daardie definisie nie, en daarvoor moet elke een van julle dankbaar wees, want hy werk met die beginsel van genade en nie met die beginsel van verdienste. As dit sou gebeur dat God met ons werk, met hoe ons regverdigheid verstaan, volgens dit wat ons regtig verdien, wie van ons sou dan gered word? Nie een van ons het nie God se genade nodig nie. Nie een van ons kan sê dat ons hoop dat God ons regverdig volgens ons dade sal beoordeel nie. Nie een van ons kan sê dat ons ook nie maar worstel met die groot ou eie ek en met gevoelens dat ons God se genade meer verdien as sekere ander. Nie een van ons kan sê dat ons nog nooit gekonfronteer is met gevoelens van jaloesie oor wat ander mense uit God se hand gekry het. En die blote feit dat dit nie vir my lekker is om te hoor hoe daar genade gegee word aan minder verdienstelike mense nie, wys hoe selfgesentreerd ons in ons lewe en in ons geloof is. En dit alleen wys vir ons hoe nodig ons God se genade het. So wat het ons dus oor die afgelope maand uit hierdie 4 stories van Jesus geleer? Ons het gesien dat God liefdevol is en dat hy so teenoor ons optree. En een voorbeeld van sy liefdevolle optrede is dat hy na ons soek en ons terugbring na sy kudde toe. En toe het ons gesien dat om in daardie kudde te wees, vra van onsself om van onsself weg te kyk en onsself op Christus te rig. Alles omdat ons geleer het dat God weet dat daar niks goeds vir ons wag deur bloot op onsself gerig te wees. Maar terwyl ons nou, en dis ons by vandag se preek, terwyl ons dan nou in die kudde is, kom God met skape daar op sy skouers aan, wat daarom werklik nie dieselfde wyding en versorging verdien as ek nie. Maar as ek so dink, verstaan ek nog nie hoe liefdevol die hart van God is nie. Ek verstaan nog nie dat genade beteken dis juis iets wat ek nie kan verdien nie. Dan verstaan ek eintlik nog nie hoe bevoorreg ek is om in die kudde te mag wees en ver bo my verdienste versorg
en gekoester te word. Is God regverdig? Nee. En dankie Vader daarvoor. As hy was ek verlore. Is hy dan onregverdig? Nee, nooit vir een oomblik nie. Maar sy hart vol liefde, laat hom verby dit kyk wat ons dink konsyns ons verdien, of wat ons nie verdien nie. En hy oorlaai ons met volheid en vrede en met sy oneindigende liefde. En dis iets wat ons nooit ooit kan verdien nie. Dis iets wat God in sy vaderhart, in sy genadige hart vir ons gee. Amen. Ek gaan vra dat ons almal wat kan sal staan vir die gebed en dan sing ons as slot van die gebed ons slotsang saam. Ons ontvang die seën en sing ons uitsendingslied. Kom ons staan vir ons gebed. Ons liefdevolle God, ons genadige Vader, ons ontvang soveel meer as wat ons ooit verdien. En as ons praat oor dit wat ons ontvang, dan praat ons oor baie meer as bloot aardse dinge hier. Ons praat oor u liefde, u genade, u vergifnis, u versorging, u nabyheid, die werking van u Gees, geloof wat vir ons 'n visie en hoop op die toekoms gee. Ons verdien niks daarvan, Here. Selfs daar waar ons dink ons verdien dit, is dit juist die bewys dat ons nog nie u hart verstaan nie. En daar waar ons neersien op ander wat ons dink u genade minder verdien, is dit maar net 'n teken dat ons nog nie u vaderhart verstaan nie. En daar waar ons dink ons verdien sekere dinge meer as ander, is dit maar net die teken dat ons nog nie u genadige hart verstaan nie. Vergewe ons daarvoor. Maak ons diep bewus van ons eie afhanklikheid. Afhanklikheid van u genade. Maar ook diep bewus van hoe bevoorreg ons is om deel van u kudde te mag wees. En dat juist dit ons in ons lewe ook kan dra. Ook wanneer ons swaar dinge beleef, moeilike tye deurgaan. Dankie Here dat in daardie tye ons nog steeds ons hand in u hand kan plaas. Ons bid Here dat u vir ons ook sal seën, ver bo ons verdienste, ver bo ons verwagting. Dat u ons met u goedheid sal oorlaai en dat ons getuies kan wees. Hier is 'n kudde met 'n herder wat gee en sorg en dra. So bid ons vir almal wat swaar het, vir almal wat seer het, vir almal wat bekommerd is, vir almal wat u vandag of in hierdie week op 'n besondere manier nodig het. Ons plaas hulle in u liefdevolle hande en bid dat u vir hulle sal gee, meer as wat hulle verdien. En ons bid dit alles in die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen.
terwyl ons seker daarvan is, dat die Here sy seënende hand onverdiend oor elkeen van ons hou. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God sal by elke een van julle wees en bly, saam met die teenwoordigheid van die Heilige Gees in julle lewe, elke oomblik van elke dag. Amen. Enkele afkondigings. Eerstens wil ek maar net sê vir in geval u self weer na die preek wil gaan kyk of vir iemand anders wil sê, ons sal so gou as moontlik die preek wel oplaai op YouTube en dan sal hy daar beskikbaar wees. Hy was nou net nie lewendig beskikbaar gewees nie. Dan lief en leed. Ek wil eerstens sê ek noem nie al die lief en leed hier nie omdat dit in die hartklop verskyn. As jy nie die hartklop kry nie, dan gee jy jou naam by die kantoor op en sê asseblief stuur vir my ook die hartklop, dan gaan jy dit presies kry. Maar daar's een wat bygekom het onder die leed en dit is oom Simon Gous. Na sy operasie het hy geval en is hy die wond weer oopgegaan en het daar probleme gekom, so hy is terug in die hospitaal. Ons sê vir hom en vir Tannie Limpie baie sterkte. En dan as ek nie mis nie, Tannie Kiewiet verjaar Tannie vanoggend. Tannie verjaar vanoggend. Tannie dink so, ja. Gaan wonder, Tannie wonder, weet nie of dit waar is nie. Tannie is vandag 85. 85. Ons sê vir Tannie baie geluk. Ons is bly dat Tannie se kinders ook saam met Tannie hier is en ons hoop dis nie net 'n mooi dag nie, maar 'n baie mooi jaar wat vir Tannie voorlê. Dan broeders en susters, van vandag af is die kantoor weer oop na die erediens. Maar hierdie keer gaan julle nie deur die staalhek gaan soos gewoonlik nie. Stap net om Gerda se kantoor. Daar's 'n luik daar agter. So julle gaan stap reguit deur en dan agter die Gerda se kantoor om daar se luik. Janine sal vir julle deur die kantoorvenster daar help. Kom ons probeer dit so doen asseblief om te sorg dat ons nie moeilikheid kry nie. En dan, ek is baie opgewonde, hierdie week, Dinsdag aand 6:30, Woensdagoggend 9:00, begin die Bybelstudie, my Bybelstudiegroepe weer. Ons nooi almal uit. Ek gaan probeer om vir die res van die jaar so iets van 'n reeks te doen oor Jesus. En dit wat ons, as ons na die teks gaan kyk, oor Jesus kan leer uit die evangelies uit. En dan ons is nog steeds besig om legkaart te bou. Kom kyk net 'n bietjie hoe vorder hy. Elke stukkie wat bykom, sit ek in en ons neem hom af. So hierdie is die weergawe soos wat hy so teen donderdag was. Ons is nou besig om die sitplekke te verkoop. Nie jou sitplek nie, die blok, sodat ons op so 'n manier fondse kan in vir projek Elia.
Ons het hierdie afgelope week het ons weer kos uitgedeel. Ons het uiteindelik aan 74 gesinne kos vir 'n maand gegee hierdie afgelope week. Dit kom neer op meer as R20,000 se kos wat ons hierdie maand versprei het vir mense wat dit werklik waar ten diepste nodig het. Maar dis hoekom ons almal opgewonde moet raak oor die legkaart, want elke stukkie wat daar inkom word gebruik om die kos mee te koop. So kom loer 'n bietjie. Ek hoop hier's nou vanoggend 'n klompie mense van die middelblok wat nog nie van tevore hier was nie, want die middelblok sal julle sien is skrikwekkend agter in die stukkie. So asseblief kyk 'n bietjie. En dan die gesinssorg werkgroep het is eintlik 'n videokursus wat hulle saam met Janie Pitter wil aanbied. En as jy so belangstel om hieraan deel te neem, dit is 'n kursus wat oor 21 dae strek en jy kry elke dag 'n kort videoetjie van hom af en dit help maar 'n bietjie om op 'n positiewe manier na moeilike omstandighede te kyk en om positief te bly in daai omstandighede. Daar's wel kostes aan, maar ons gaan, as ons 'n paar mense kry wat kan deelneem, dan gaan die kostes aansienlik laer wees. So julle kan julle naam by Shanine by die kantoor opgee. Sy is ook nou daar as julle legkaartstukkies wil kry. En dan vanoggend se deurkollekte, ons sê vir u dankie dat u op so 'n manier help en bydra. Dit stel ons in staat om te kan aangaan. Ons hoop dat u 'n baie goeie week het en die seën van die Here in hierdie week sal beleef.